Daar's net 3 keer in 'n vrou se lewe wanneer haar oë blink soos vandag. Dis wanneer hy vra om te trou. En dis wanneer jy trou. En dis wanneer jy die eerste keer agterkom jy is swanger. Dis net hoe dit werk. So André, jy mag vandag net vir haar oë hê. Dis die mooiste bruid. En dat jy haar altyd so sal onthou. Nou ons is vandag as familie en vriende bymekaar en ek glo dat baie ouens ken mekaar en baie ouens ken nie mekaar nie, want dis 'n familie wat eintlik mekaar ken. En ja, wat deel is van mekaar. Nou as gelowiges is ons vir ons meer as maar net 'n formelige en 'n wettige huwelikssluiting. Dis regtig ook vir elkeen hier teenwoordig vandag. Jy is nie maar net hier omdat hulle jou uitgenooi het nie, maar jy is vandag hier teenwoordig om getuie te wees van 'n verbond wat jy voor God sluit. Getuie te wees van dit wat mooi is en dit waarvan ons is. En dis ook so as julle vandag hier is, neem julle almal verantwoordelikheid vir hierdie huwelik. Nie om daarin te meng nie, maar om te bid. Vir julle te bid. Want ons weet vandag is dit nie die maklikste plek om te wees nie, maar dis sekerlik die wonderlikste plek om te wees. So as ek vandag aan die Here moet lof bring, dan bring ek aan hom lof oor 'n ontluikende liefde wat ek sien gebeur het in die laaste paar jaar. Ek was nou nie daar van die begin af nie, want toe was julle nog klein. So in die laaste paar jaar en ek net gesien het waarin dit gegroei het, dan kan ek net vandag vir die Here sê, hy is 'n goeie God. God is so good vir julle. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag so saam met André en Christine hier voor u te kom staan. Here, om net aan mekaar te kom beloof dat ons aan mekaar wil behoort. Here, want wanneer u twee mense saamvoeg, dan is dit so kosbaar en dis so wonderlik dat ons kan nie anders as om vandag aan u eer en lof en aanbidding te bring nie, om voor u te buig en u te roem nie, en werklik te verklaar dat u is die ewige God. En terwyl hy in die grootheid, ook in die goedheid, in ons as mens se lewe betrokke is. Ons celebrate vandag, saam met André en Christine. Ons kom geniet dit vandag, Here, omdat u twee mense saamgevoeg het. En ek bid, Vader, dat u altyd saam met hulle sal wees, in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan die eerste lied saam sing, Gratitude, want verseker is ons vandag, het ons 'n dankbaarheid teenoor die Here. U kan maar opstaan en saam met ons sing. Soek julle blaadjie. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, Praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. I've got just one move, with my arms stretched wide. I will worship you. Say I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah.
you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Ek kan maar hier sitplek neem, dankie. Ek vra altyd die gehoor om saam te kuier wanneer ons by hierdie gedeelte kom. En jy moet nou nie dat jou gedagte rondloop nie, want as jy weer jou oë knip dan te klaar gepraat. OK. So ja, ek so kuier saam met ons. Ons altyd iets nuuts om te leer en te hoor. Ek weet baie van ons is jare getroud en ander moet dalk nog trou en ander is kort getroud. So kuier maar so saam met ons om die woord. Andrei, die Here sê in sy woord dat mens kan baie goed van jou pa erf, jy weet. En jy kan baie goed van hom kry. Maar jy kry 'n vrou van die Here af. En as ek vanmiddag net so moet gesels met julle, wil ek hê jy moet dit in gedagte hou, dat die Here het Christine vir jou gegee. Want hy het geweet uit watter ribbebeen sy gemaak is. En hoekom sy joune is vandag. Hy het geweet. Want Salomo het hierdie pragtige ding en hy raak liries oor die huwelik en hy sê daar's 'n paar goed wat wonderlik is in die lewe en hoe 'n skip op die water seil en ek dink as hy in vandag se lewe was hoe 'n vliegtuig in die lug bly en hoe 'n slang teen 'n rots opseil en hoe 'n man en 'n vrou by mekaar uitkom. Dit kan net die Here wees, want daar's daarom baie visse in die see. So, dit is waaroor dit gaan vandag, is dat jy die Here besluit dat julle twee by mekaar moet wees. Nou, wanneer ons so na die huwelik kyk, dan is dit vir my so 'n wonderlike ding en ek gaan dit vir julle lig hou vandag. Ons gaan nou nie, ek dink julle het nou genoeg inligting oor die huwelik gekry dat ek nie nog 'n paar reëls vir julle voorstel nie. So ek gaan dit lig hou vandag, maar in die Ou Testament is daar 'n hele boek geskryf daaroor, Hooglied. En ek weet baie ouens lees nie Hooglied nie. Maar hierdie Salomo kom by hierdie ding en hy het hierdie ervaring met hierdie jong dame wat eintlik nie eers in sy klas is nie. Daai brandende liefde in sy hart wat hy oor heeltemal digterlik raak en in die Nuwe Testament dan lees ons 1 Korintiërs 13 wat dit vir ons so mooi uitspel. Wanneer ons dan nou vanmiddag oor Hooglied kuier en ons net so 'n paar goed daar gaan uithaal, dan wil ek net hê julle met julle harte oopmaak en na die tyd, ek weet julle gaan niks onthou nie, maar na die tyd dalk net weer daarna gaan luister. OK. So Hooglied beskryf hierdie liefdesding tussen een man en een vrou. Want God het dit so bedoel, reg van die begin af. Maak hy vir Adam. En Adam en al die diere het maats en Adam kom by die Here en hy kla. Hy sê maar al die diere het maats, maar hy het niemand nie. En die Here maak hom aan die slaap en hy gee vir hom Eva. En so 3 weke later, toe gaan hy weer na die Here toe sê, nee Here, ek weet nie wat jy nou gemaak het, maar hierdie ding werk nie. Wil jy nie maar vir Eva terugvat nie? En die Here sê, ja nee, is reg, ek sal vir Eva vat. En hy vat toe vir Eva. En 3 dae later, hier is Adam weer. Hy sê, nee Here, ek weet nie, kan nie saam met haar leef nie, maar kan ek sonder haar leef nie. Net so ligtelik. Maar die Here maak vir Adam en Eva en hy voeg hulle by mekaar as hierdie kosbare eenheid
van volmaaktheid wat God gemaak is. Want God wil hê dat wanneer ons by mekaar is, ons een sal wees. Dis nie 'n eenheid wat vandag plaasvind nie. Dis een wat vandag plaasvind. Ek weet nie altyd hoe werk God se wiskunde nie. Maar dit werk so, André. 1 + 1 is 1. Dis hoe God se wiskunde werk. En dis hoe die Here julle maak, as nie 'n eenheid nie, maar een vanmiddag. En in daardie een is dit hierdie wonderlike sterkte wat die Here julle maak. Hierdie wonderlike krag wat die Here julle maak. Want daar's niks wat kan standhou, soos wanneer 'n man en 'n vrou in een 'n ding aanpak, in een saamleef, in een saam droom, in een saam alles beplan, is daar geen groter krag daar nie. En ek dink dis hoekom die vyand altyd daarop uit is, dat ons mekaar moet misverstaan. Dat ons nie met mekaar moet saamstem nie, want hy verstaan die saamstem van die krag van die eenheid wat daar is. Toe hierdie gedig geskryf is, was hulle nog nie getroud nie. Die moontlikheid van 'n troue was daar. Maar hulle was nou nog nie getroud nie. En hulle het hierdie verlange na mekaar gehad en hierdie versigtinge na mekaar. En terwyl ek hiernatoe ry en ek net weer Hooglied sommer so deurluister, dink ek daaraan dat dit eintlik so mooi is van hierdie verlange wat God in ons hart gesit het om twee mense een te maak. En nou wil ek vandag net 'n paar goed met julle daar uitdeel. Want hierdie liefdespel is 'n tweespraak. Dis 'n verlange na mekaar. Dis 'n wens wat uitgespreek is teenoor mekaar. Sy verlang na Salomo se liefkosing en na sy nabyheid. En hy raak meegevoer deur haar skoonheid. En sy raak weer meegevoer deur sy krag. Sy soveel so in Hooglied dat sy gaan spog by die ander vroue oor die krag wat in Salomo is. Nou ek weet nie of Salomo so grand gebou was nie. Ek dink hy was baie slim. En nou weet ons Andre, jy's ook baie slim, né? Okay. Maar hulle het net oor vir mekaar gehad. En soos Hooglied aangaan, dan sien ons hierdie liefde wat van amper verliefdheid na liefde vorder. Wat net al hoe sterker, al hoe mooier word. En dan kom sy so mooi en hulle het hierdie versigtiging wat sy in haar hart uitspreek in Hooglied 3, 8 vers 3. Hy sê, laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Sy smag na daai teenwoordigheid van omhelsing wat nie losmaking soek nie. Daai teenwoordigheid van, ek wil nie sonder jou leef nie. Ek wil hê, jy moet deel wees van my lewe. Ek wil hê, jy moet daar inpas. En dan groei hierdie verhouding tot waarby ons vanmiddag kom, 'n volwaardige, volle liefdesverhouding. En net so terloops wil ek vanmiddag hier sê dat, weet jy wat, mense skei nie oor hulle uit liefde uitval nie. Mense skei oor baie ander goed. Want liefde is iets wat nooit ophou nie. Emosie, die liefde, die emosie van liefde is nooit iets wat ophou nie. Is altyd iets wat in ons hart is, want God het ons so gemaak. Nou die wese van die huwelikslewe, en ek wil net so 'n oomblik hier staan, gaan ons dan na Hooglied 6 vers 6 en 7. Hy sê, hoor wat sê hy, en ek dink jy moet vir hom kyk as ek dit lees. Dra my soos 'n seelring op jou hart, soos 'n seelring op jou arm, want die liefde is sterker as die dood. Hartsog is 'n vlam van die Here. Groot waters kan dit nie uitblus nie, en riviere kan dit nie oorstroom nie. Okay. Dis so mooi, het sy hierdie begeerte om te sê, weet jy wat, hier's niks wat ons hier onder gaan kry nie. Gaan daar challenges wees? O, verseker. Julle kom ons van Mars af en ons kom van Venus af. So daar gaan challenges wees. Verseker, maar daar's niks wat hierdie ding kan doodmaak as God dit aan die brand gesteek het nie. Niks. Hierdie is 'n vlam wat deur God aangesteek word. Ek dink as ons dit besef, as ons dit weet dat hierdie liefde wat in ons hart vir mekaar is, nie net iets is wat sommer maar uit emosie uitkom of wat ook al ever hoe ons aan mekaar gesit is nie, maar dat dit werklik 'n vlam is wat God in ons hart aan die brand gesteek het vir mekaar, sodat ons met mekaar kan lewe. En dan is dit so, dis nou dalk meer vir die ouens wat nie getroud is nie, dat mens speel nie met hierdie liefde nie. Dit is iets wat kosbaar is. Ek sê baie
mos vir die jonges daar by die koshuishok. Sê, jy date, jy gaan uit. As jy weet dis jou trouvrou of jou trouman. Anderster is daar net komplikasies. Maar daar gelaat. So hierdie liefdesvlam wat God aangesteek het, sê die Here en hy verklaar dit. Hy sê mag 'n mens nie skei nie. En dis waarvan die woorde vandaan kom, is dat mense is nie veronderstel om hierdie ding uitmekaar uit te trek nie. En dis ook waar die seer vandaan kom, want God het dit nie so bepaal nie. Wanneer hy hierdie vlam vir julle in julle harte vir mekaar aangesteek het, dan is dit 'n vlam wat vir ewig brand totdat die dood ons skei. Voor dit moet dit nooit uitmekaar uit probeer haal nie. Want God laat nooit die vlam doodgaan nie. Dis ons wat dit uitmekaar uitskeer en dan kan dit nie meer werk nie. Nou, wanneer 'n mens die huwelik verwaarloos, is dit erger as die dood. Nou ek sê altyd daar's 3 in die huwelik. En hierdie 3 is nou nie die 3 wat ons aan ons dink nie. Dis die huwelik, en dis jy Andrei, en dis jy Christine. En ons moet in die huwelik elke dag deponeer. Albei moet aan die huwelik werk. Ons moet nie aan mekaar werk nie, want ek weet mos ons wil mekaar verander. Nee, ons moet aan die huwelik werk. En inpas in die huwelik. Julle sal aanpas, dis nie 'n probleem nie. Maar julle moet inpas in die huwelik. En daarom moet ons elke dag deponeer in hierdie huwelik, waarmee ons aan mekaar verbind is. Nou, die huweliksliefde is allereers 'n saak van die hart. Ek dink nie eers is daai ou vlammetjie in jou hart gebrand het, André, jy sou vir Christine gekyk het nie, al het jy haar goed geken. Maar daar's iets wat in jou hart gebeur het, en dieselfde met Christine. Daar's iets wat in jou hart gebeur het, daar's iets van André wat jou getrek het. En dit is dit wat God vir ons aan mekaar laat sit het. So, dis nie net 'n saak van seksuele gemeenskap, of wat ook al ewer ons daarmee wil maak nie, dit is soos 'n seelring. Dra op jou hart, André. Dis jou verantwoordelikheid. Dat sy kosbaar altyd in jou hande sal wees. Die liefde is mooi en die liefde is passievol. En dit moet altyd so bly, te midde van. Ek weet as daar kinders kom, gaan die prioriteite verander. En dit moet ook. Maar die huwelik bly die belangrikste. Van alles bly Christine altyd die belangrikste. En Christine, André bly altyd die belangrikste. Weer daar gaan hy sukkel, maar onthou dit, dat hy altyd die belangrikste bly. En dan kom hierdie wonderlikheid van saam wees. Saam leef, saam beplan, saam droom, saam sterre kyk, wat julle alles kan saam doen. Ek dink nou nie jy wil gaan saam netbal speel nie, maar is alright, André. Maar net hierdie lekker van saam, en daarin word ons gebou. Daarin groei ons tot God se heerlikheid. Hoor wat sê Hooglied 8 vers 9. Hy sê, as hy 'n muur was, het ons op haar 'n silwertoring gebou. As hy 'n deur was, het ons haar toegemaak met sederplanke. En hier is vir my 'n baie interessante ding, en ek onthou, toe ek met julle gesels het, is, wanneer jy 'n muur is, en dis eintlik praat die woord hier oor die vrou, rein, skoon gehou vir 'n wonderlike dag soos hierdie, dan wil ek vandag vir jou sê, ek eer jou Christine. En André, ek eer julle. Daar's min young couples wat ek trou, wat hierdie pad stap. So ek eer julle. En julle gaan die vrugte hiervan pluk. En dis 'n wonderlike vrug, omdat julle vir mekaar gewag het. Wat die Here julle mee gaan seën, en wat hy gaan gebruik, en wat ander ook gaan sien as deel daarvan. Want weet jy wat? Die sekerheid van die liefde binne in die huwelik is van onskatbare waarde. En dis deel daarvan. Daar's nie iets in my kop wat wonder hier agter nie. Ek stap met sekerheid in hierdie huwelik vandag in. Want die liefde vra na sekerheid en sekuriteit. Die sekerheid het julle. En vandag, terwyl jy aan mekaar trou beloof, kom die sekuriteit van ons beloof aan mekaar. Nie net voor God nie, maar voor 'n hele gehoor beloof julle aan mekaar. Van vandag af leef ons in die eenheid. Daarom leer Efesiërs 5 ons, dat manne, julle met julle vroue lief hê, soos Christus die kerk het. En ek sê altyd, dan is ek baie bly, ek is nie 'n man nie,
Want Christus moes sy lewe afgelê het vir die kerk. Hy moes sy beste gegee het. Hy het alles gegee en hy gee dit vandag nog vir ons. Ons weet dat te midde van ons foute en ons tekortkominge gee Christus ons alles. Hy het genade vir ons en sy liefde is oorvloedig in ons lewe. En dan kom hy en dan sê hy, Christine, vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos die kerk aan Christus, en net so met my tong en my kies, die kerk is nie altyd so onderdanig nie. Nee, maar daai onderdanigheid kom eintlik uit die versekering, dat Andrei het die beste vir jou in oog. Hy wil vir jou die beste hê. Hy wil verseker toelaat dat jy die vrou sal wees wat God oor jou gedroom het. En dis sy verantwoordelikheid om dit so te doen. Net soos God oor ons gedroom het, toe hy ons gemaak het, en hy eintlik hierdie plan oor ons lewe gehad het, en hy Christus vir ons gegee het om daarby uit te kan kom. Net so gee hy jou vandag, Andrei, vir Christine, om haar op te bou, haar te help, vir haar te bid, haar toe te maak, en saam met haar die beste besluite te neem. Nou, is dit so, as God julle saamvoeg, dan moet julle ook deur die eenheid van gees en liggaam, moet julle ook gaan dien. Ek weet julle is nie julle gemeente en julle dien daar. Julle maak 'n verskil. Julle maak ook 'n verskil waar julle in die wêreld is, waar julle werk, maak julle verskil. En hierdie vandag is die cherry om die koek. Want daai verskil wat ons buite maak, kan soms ons energie vat. En hoe lekker om by die huis te kom en weet, daar's iemand wat dink die wêreld van my. Daar's iemand wat vir my baie lief is. En daar's iemand wat dink, ek's alright. Die wêreld dink nie altyd ons is alright nie, maar daai persoon is daar. En daar gaan charge ek my batteries. En dan kan ek môre weer dieselfde verskil gaan maak. Nou, daar's baie wat ek nog kan sê, maar soos ek gesê het, julle gaan nie veel onthou nie. So, gaan op hierdie ontdekkingsreis met mekaar. Ek weet julle ken mekaar goed, maar gaan op hierdie ontdekkingsreis met mekaar. En sê, Here, dat ons harte oop sal wees, en dat die Heilige Gees ons sal wys, en ons sal leer, en dat ons gelukkig sal wees, en dat ons bakend sal wees, in 'n donker wêreld, waar ander sal kan kom, en sal kom kyk. Want allereers is die huwelik, daar, sodat God daarin verheerlik kan word, sodat die wêreld kan sien, hoe die kerk in Christus moet lyk. Allereers is die huwelik daarvoor. So ek wil vandag vir jou sê, dat God lei julle twee, maar hy bepaal ook julle grense. Hy sê ook, ons gaan nie hier verby, en ons gaan nie daar verby nie. En ons gaan met mekaar loop, soos die Here wil hê, ons moet loop. So ek wil vandag vir julle sê, met Christus in julle huwelik, kan julle net die beste verwag. Met Christus in julle huwelik, ja, die challenges is daar, maar met elke challenge, gaan julle ook die oorwinning hê. Kan julle verseker wees, julle gaan beter wees ander kant, as wat julle hierdie kant gaan wees. Is dit reg so? Amen. OK, Andrei, gee mekaar die regterhand. Gelukkig maak hulle nie so nie, jy weet. Hulle weet wat die regterhand. OK. Andrei Bason, verklaar jy plegtig in die teenwoordigheid van God en die vergadering hier teenwoordig, sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Christine Eksteen, wie se regterhand jy nou vashou, en verklaar jy dat jy oortuig is dat julle deur God saamgevoeg is. Kan jy antwoord ja? Ja. OK. Christine Eksteen, verklaar jy plegtig in die teenwoordigheid van God en die vergadering hier teenwoordig, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Andrei Bason, wie se regterhand jy nou vashou, en verklaar jy verder dat jy oortuig is dat julle deur God saamgevoeg is. Kan jy antwoord ja? Ja. Pragtig. Sê, bring vir ons die ringe. Hulle gaan nou aan mekaar die troubelofte aflê. Weet jy was?
Keer hand hoor. Wat is Lekker jou hand. hand? Okay. Met hierdie ring beloof ek om altyd aan jou getrou te wees. Ek beloof om aan jou onderdanig te wees en jou toe te laat om my en ons gesin te lei. Ek beloof dat ek jou sal vertrou om vir ons die beste besluite te neem, want ek weet jy het altyd eers God se leiding gevra. As jou vrou sal ek vir jou 'n helper wees. Ek sal altyd aan jou kant wees. Ek sal vir jou 'n veilige hawe wees waar jy net jouself kan wees en by wie jy kan kom rus. Ek beloof, ek sal die een wees wat altyd vir jou grappies lag, al is dit net ek wat dink te snaaks. Ek sal jou bederf en ek beloof jy sal altyd my eerste prioriteit wees. Ek beloof dat ek alles in my vermoë sal doen om hierdie huwelik 'n toonbeeld te maak van wat God wil hê dit moet wees, want ek weet ons sal dan gelukkig wees. Ek beloof om altyd mooi met jou en van jou te praat. Ek sal elke dag kies om jou te dien en ek sal elke dag kies om die beste weergawe van myself te wees vir jou. Met hierdie ring beloof ek om jou onvoorwaardelik lief te hê, elke dag tot die dood ons skei. Christine, vandag begin hierdie pad waarna ons so lank gedroom het, begin dit saam. Ek is regtig opgewonde om 'n lewe te gaan leef waar jy my heel eerste prioriteit is. Ek is opgewonde om elke liewe geleentheid aan te gryp, om jou te laat glimlag en jou gelukkig te maak. Nou terwyl ons hier staan, maak ek dan 'n belofte aan jou, voor God en voor al die mense wat hier sit, dat ek myself vir jou sal neerlê, net soos Jesus, of probeer althans, om myself neer te lê net soos Jesus, homself neergelê het vir die kerk. Hy het alles gegee. Hy het homself uit die kerk absoluut eerste gestel, en ek beloof om dieselfde vir jou te doen. Ek beloof om jou op die hande te dra, en jou behoeftes altyd eerste te stel. Om nooit myself te kies nie, maar vir jou. Ek beloof ook om 'n leier te wees, van ons huwelik, van ons huis eendag, en ook, as die Here wil, ons gesin. Ek beloof om voor te loop, en ek beloof dat al die besluite wat ek in dit gaan neem, dat dit tot jou beste sal wees, en ook tot die gesin se beste. Ek beloof ook om die priester van die huis te wees. Ek beloof om verantwoordelikheid te vat vir ons en die gesin, die huis se geestelike welstand. Ek beloof om in te tree vir jou by die voete van God. En dan laastens, beloof ek om jou uit jou sokkies uit lief te hê. Jou elke dag so spesiaal te laat voel, en jou te beskerm, en jou elke dag veilig te laat voel by my. So daarom, met hierdie ring, aanvaar ek jou as 'n gawe van God, om nooit losmaking te soek nie, en jou lief te hê, tot die dood ons skei. Wat moet ons nou doen? Nou na hulle huweliksbeloftes afgelê het, stel ek aan julle voor, meneer en mevrou Basson. Ek gaan vir hulle bid, u kan maar bly sit terwyl ek vir hulle bid, en daarna
gaan ons die seën oor hulle sing en terwyl julle dit doen, gaan ek hulle nagmaal bedien. Reg so. Okay, julle kan maar net so vir hulle kyk. Here, wat 'n voorreg vanmiddag om vir Andre en Christine voor U te bring. Here, want wat U saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. En ek bid vanmiddag die seën van die Here oor hulle. Here, ek bid dat hulle oud sal word saam. Here, ek bid dat U hulle sal seën in finansies, in gesondheid, in hulle huis, waar hulle ook al gaan, dat hulle werklik geseëndes van die Here sal wees. Ek bid, Heilige Gees, dat U die een sal wees wat die inspraak in alles in hulle lewe sal doen en sal wees. Dat hulle sal weet vanmiddag, hulle is omring, en dat hulle ook sal weet, hulle is nou maar eenmal die geseëndes van die Here. Here, ek bid vanmiddag dat wanneer hulle hier uitstap, dat hulle sal weet, wanneer God ons een gemaak het, staan ons in U heerlikheid en U krag. U kom in Johannes en U bid, Here, en U sê, U gaan heen, maar U bid tot die Vader en U sê tot die Vader, soos ons een is, maak hulle ook een. En ek bid vanmiddag dat hierdie eenheid so sterk sal wees, want U sê 'n driedubbele tou, Here, kan nie gebreek word nie. En dat dit daardie krag sal hê. Dat hulle van hierdie middag sal weet, elke plek waar hulle voet neersit, elke ding waarmee hulle besig is, Here, doen hulle onder U krag en U heerlikheid. Vader, ek bid wanneer die challenges in die lewe hulle pad langs sal kom, dat hulle sal weet, U is hulle krag en hulle sterkte. U is hulle rots waar hulle by kan skuil. U is die een wat hulle sal toevou en elke dag van hulle lewe, Here, sal U met hulle wees. Want U woord verklaar, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daaroor seën ek hulle vanmiddag, Here, as die egpaar, as Andre en Christine Beson, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Ek wil vanmiddag vir julle sê, ek dink nie julle besef die krag wat die Here op hierdie huwelik het nie. Ek dink nie julle besef die eenheid wat God in julle gesit het en die sterkte wat hy vir julle gee nie. En ek wil hê julle moet dit koester in julle lewe, naby die Here bly. Ek weet die challenges kom, maar ek is nie ver nie. Okay. En soos julle vandag hierdie broodjie eet en dit deel word van julle liggaam, dat dit so julle huwelik so deel, dat julle so deel van mekaar sal word in Christus. Ek kan julle broodjie. Ek het juist nie 2 kelkies gevat nie, omdat dit eenheid is. En Christus het daai prys betaal, sodat ons werklik met hom een kan wees, en dat ons met mekaar so een kan wees. For me, your goodness, your goodness.
Dis okay. Dis dit. Ah.